Hallo my lovelies, my lieflike oulike luisteraar. Baie dankie dat jy in jou besige skedule tyd maak vir my. As jy meer inligting wil hê, gaan soek my op Betseber op Facebook, TikTok, Instagram, maak kontak as jy wil. Ek hou daarvan om van my luisteraars te hoor. En ek het nou onlangs 'n kort videoetjie gemaak van een van my luisteraars hoe sy die mooiste terugvoer gegee het. So, wie weet, dalk gebruik ek jou terugvoer ook iewers as 'n leergeleentheid. Net nog 'n bedelaars gedeeltetjie. Ek probeer nou om op radiostasies te kom. Soveel mense sê vir my, hulle dink dis die pad vorentoe en ek dink dit ook persoonlik. So ek sal iewers graag my eie radioprogram wil hê met hierdie boodskappe van hoop. So luister hierna en as jy voel meer mense moet dalk hiervan hoor, doen my 'n guns en stuur dit vir 'n radiostasie. Sê jy luister na hierdie podcast of potgooi en dit inspireer jou so en jy dink ek sal 'n aanwins wees vir hulle. Ek sien in Pretoria gebaseer, so as dit 'n Pretoria Gautengse radiostasie is, nog beter. So, hier's sê mos julle het nie want julle vra nie, so nou vra ek. Genesis 33. So, vanoggend het ek ervaar dat die Heilige Gees sê vir my, Nadia, micro-level Bybelstudie lei tot micro-level joy. Nou, hoe lyk micro-level joy? Dis wanneer God inkom en elke faset van jou lewe kom omdraai en dit magical maak. En dis waarna ek nou tans op soek is, na daardie micro-level joy, na daardie oomblik tot oomblik blydskap. So Genesis 33 is 'n verskriklike, intense, interessante, belangrike, mind-shifting, lewensveranderende hoofstuk. Op die oppervlak lyk dit asof twee boeties beklei. Maar as jy dieper gaan, dan besef jy, ons is elkeen die Jakob en die Esau in hierdie verhaal. Esau is die vleeslik en Jakob is die geestelik. So, Jakob slaan sy oë op en hy sien, hier kom sy boetie met 400 manne na hom toe afgestorm. Dis daardie oomblik wanneer jy besef, jy is in 'n situasie waarin jy nie hoort nie en die weerstand wat gebied moet word om uit hierdie situasie uit los te wikkel. Dis waar dit is. Ek glo in ons onderbewussyn weet ons die heeltyd, jy's op die regte pad, jy's op die regte pad of jy's op die verkeerde pad, jy's op die verkeerde pad. Ek was self jare terug in 'n fisiese mishandelende verhouding. En ek het in my onderbewussyn die heeltyd geweet, Nadia, jy moet hier uitkom. Nadia, hierdie is nie goed vir jou nie. Nadia, as jy gaan bly, kan hy jou doodmaak. Jou onderbewussyn weet altyd. Een van my vriendinne is besig om haar pa te oorreed dat hy's 'n alkoholist en hy het hulp nodig. En hy skop en hy skree en hy veg daarteen en hy's so in denial. Sy onderbewussyn weet die heeltyd dat hy is verkeerd. Ek het 'n familielid wat ook emosioneel mishandelend is, emotional abusive en 'n bully is. En elke keer wanneer ons hom konfronteer, skop en skree hy, maar ek weet, hy weet in sy onderbewussyn, hy moet hierdie Titan Clash fight. So hierdie is 'n gebed vir die Titan Clashes wat jy moet fight, die veranderinge wat jy moet doen, daardie moeilike gesprekke wat jy moet voer, daardie verhoudings wat jy moet beëindig, daardie wat ook al die Heilige Gees tans op jou hart lê, daardie slegte gewoonte wat jy moet breek. En hierdie is 'n step-by-step manual van dit is hoe jy dit doen. Die eerste vlak is, Jakob kyk op en hy sien Esau en 400 mans. Daar's 'n oomblik, 'n skei wat moet kom van, ek is nie meer in denial nie. Jakob was vir lank in denial. Hy het die probleem face on acknowledge.
En hy het gesien, goed, hierdie gaan 'n groot probleem wees. Die oomblik wanneer jy dapper genoeg is om uit te klim uit daai situasie uit. And I have been there on numerous times, wat ek besef het, dit is gemakliker om die Titan Clash te ignoreer. Maar die eerste stap is om dit net bloot te acknowledge, en dis waaroor hierdie eerste gedeelte gaan. Hy het opgekyk, hy het acknowledge, hy het besef, hierdie gaan 'n moeilike battle wees. En dis my gebed vir my en vir jou, wat moet uitklim, en waar ons die Jakob is, maar sommige ander kere is ons net deel van die familie, en ons witness net, okay, hierdie skuif gaan gemaak word. Ek wil nog steeds stil staan by die vorige boodskap wat ook sê, ja, die Jakob en die Esau verhaal is soos die Chris de Burgh liedjie van die groot Titan Clash wat daar is tussen jou kop en jou hart. Jou kop is Esau en jou hart is Jakob. Jou hart weet waarheen jy op pad is. Jou hart weet die heeltyd wat is die stappe wat jy moet doen om by daardie tuin van Eden uit te kom, om by daardie hemel uit te kom. Maar jou kop is die Jesu wat sê, ons gaan weerstand bied. Dis makliker, dis geriefliker om hier te bly. Maar jou hart is smagtend en hinkerend. En soos ek gesê het, hierdie hele hoofstuk is soos 'n step by step, 'n stappie by stappie, 'n resep, manual, van dis hoe jy by daai perfekte plek uitkom. Ons almal weet, ek glo en ek hoop en ek vertrou dat jy weet hoe proe hemel op aarde. Jy weet hoe voel dinge wanneer dit perfek is. Ek het vanoggend weer so 'n oomblik gekry. Ek het gaan stap hier waar ek bly en dit was 'n perfekte hemel op aarde. En ek het geskaterlag en ek was geïnspireer en ek was geadmireer deur my vriendin, maar ek weet ek het hard gewerk, quote unquote, om hier te kom by hierdie plek. Ek wou in hierdie omgewing bly, want ek weet dis waar die mense bly wat die mees sorted is, en ek het hard gewerk aan vriendskappe, en nou pluk ek die vrugte daarvan. En baie gebid, baie gebid. Maar daar is nog steeds plekke in my lewe wat nog nie in alignment is nie. So ek wil dit ook in alignment bring. En hier is die heel eerste stappie. Jakob, eers van alles het hy al sy ander vriende eers sy familie gestuur, maar toe eventually toe doen hy die regte ding, toe man hy op en toe gaan staan hy heel voor. En dis wat ons baie keer doen. Ons stuur die Leas en die Rachels en al die kinders vooruit. Dis ons verskonings. Dis is nee, ek gaan dit nie nou verander nie. Ag nee, wat ek's fine, ek's okay. Ag nee, wat ek gaan niks omtrent doen nie. En eventually dan man ons op en dan is ons soos, okay, ek besef, ek is die Jakob in hierdie verhaal, ek moet man up en ek gaan vorentoe kom. En die eerste ding wat Jakob gedoen het toe hy vir Esau sien, hy het 7 maal neergebuig voor Jakob, voor Esau. En die stukkie, dit was my micro level, wat ek soos lang gepause het, en so sê ek, okay, wat beteken het om 7 maal neer te buig? Wat beteken daardie? En ek het 'n intense Bybelstudie gaan doen, en hier is die antwoord. Die antwoord is in Lukas. Kom ek nooit gou in die Afrikaans. Lukas 14 vers 11, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En wat homself verneder, sal verhoog word. 7 maal. 7 maal het hy humble pie geëet voor Jesu. Hoe lyk humble pie? Humble pie is daardie erkenning van, Lord, this is above my pay grade. Ek is 'n life coach, en 90% van die kere voel ek,
goed, as ek 'n probleem het, ek weet, I've been here before, this is not my first rodeo, dis hoe ek het gaan uitsorteer. Maar die Goliat wat ek tans voor my het, weet ek nie wat om te doen nie. En ek het na soveel verskillende mense gegaan en gesê, help my asseblief, bid vir my asseblief. Ek het myself so verneder in die punt, ek het Sondag omtrent die hele dag afgevat en gemediteer en in God se woord tyd spandeer. Ek het lang briewe vir God geskryf, ek het nagmaal gebruik, ek het Sondag op my Bybel in my arms geslaap, ek het gisterond weer met my Bybel in my arms geslaap. En ek het vir vriendinne boodskappe gestuur van, ek's regtig depressief tans. En Maandag was daar 'n groot shift in my gees, maar ek het myself 7 keer verneder om te sê ek weet nie wat hier aangaan nie. En vir my, Nadia wat 'n life coach is dit 'n groot erkenning. So hierdie een gaan ek vir jou 'n liedjie speel, want ek voel 'n liedjie is van toepassing. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Mag dit jou liedjie keuse wees, wanneer jy onseker is, moet jy gaan of moet jy bly? Want dis wat in die volgende versie gebeur. So, Jakob vra nederig vir hulp. En hier is wat gebeur. Genesis 33 vers 4. Toe loop Esau hom tegemoet en omhels hom en val hom om die hals en soen hom en hulle het geween. Should I stay or should I go? Dis die groot belangrikste vraag. So, keer op keer sal ek vir die Here vra, ek glo nie eintlik in tekens nie, want tekens kan 'n partykeer bietjie dodgy wees, vra my, ek het al vir tekens gevra, en dan kry ek die teken, en ja, en dan is dit letterlik, dit was die kwartels, nee, die Israeliete het gevra vir die kwartels, en dan gee God vir die kwartels, maar eintlik het God net hulle geplease, en dit was eintlik nooit in God se beplanning nie. So partykeer gee hy vir ons die kwartels, maar op 'n manier mors dit ook my tyd. So ek soek daai oomblik, should I stay or should I go? Esau het hom omhels. Esau het iets van sy kant af gemaak. So wat ek sal doen, sê nou ek sien is 'n geval waar dit met 'n Titan clash met 'n persoon is, ek sal vir hulle uitnodigings gee en kyk of verander hulle, kyk of is daar enige veranderinge teken, wat ook al, maar as daar nie is nie, dan sal ek sê, Here, should I stay or should I go? I'm gonna go now. Ek gee hulle terug in u hande. Of baie kere sal die Here instaan en hy sal vir my dit gee waarna ek op soek is. En dan is dit daai oomblik van Esau omhels vir Jakob. Byvoorbeeld, die probleem wat ek tans het, ek voel, ek kry nie genoeg aandag van een persoon af wat ek voel wat vir my met aandag gee nie. En ek bid en ek bid en ek bid daaroor, en Sondag, toe daar 'n Niala hier kom kuier, en dit is my opmerklik weer eens, as jy so leeg is, as jy so kinehouses is, nee, kinehouses is die woord vir Jesus was leeg, hoe die klein dingetjies jou hart weer opkikker. Daar was donderdag aand ook in Niala, en dit was glad nie vir my so amazing nie. Maar Sondag, toe die Niala hier kom kuier, dit was soos, Here, die Here gee vir my die aandag wat ek voel ek verdien. En dit was daai oomblik van Esau het hom omhels. Mag jy besef dat ons dien die lewendige God wat vir ons Nialas wil stuur, wat vir ons goedertierenheid wil gee, en goedertierenheid is net 'n woord vir aandag. Mag jy op soek wees na daai oomblikke van, jy het alles gedoen van jou kant af. Jy het die probleem acknowledge, jy het die gevaar gesien, en jy het jouself metafories 7 keer neergebuig. En dan wag jy, gaan die Esau terugkom?
Hierdie is een van my favoriteste teachings en die oomblik wat jy dit snap, jou lewe gaan eksponensieel makliker wees. Genesis 33 vers 9, maar Esau sê, ek het baie my broer, wat joue is, laat dit joue bly. So wat hier aangaan is, Jakob het besluit dat sy vrede is baie meer werd as sy rykdom. Soek allereers die koninkryk van God en dan sal al hierdie dinge by jou bygevoeg word. Die lesie van holding something loosely versus white knuckling alles. Jakob het besef, hy kan of vrede kry en sy rykdom laat vaar, of hy kan daardie konflik behou, maar ryk bly. En hy het besef, vrede, dis wat ek wil hê. Ek is bereid om my rykdom op te offer. Daar is altyd 'n tipe van 'n sacrifice wat moet gebeur. Die oomblik wanneer jy vir God sê, Here, ek wil regtig graag hierdie hê, maar as dit nie in U wil is nie, vat dit weg. Dis wat daar gebeur het. Vrede is altyd in God se wil. En dan behou hy alles. Keer op keer die meeste vrede wat ek al ervaar het in my lewe is daardie oomblikke van holding it loosely. Wanneer ek buite vrede is, dan is ek onrustig. En dis 'n kopskuif wat gemaak moet word. Met my liefdeslewe wat my grootste Achilleshiel is. En ek het gister 'n pasiënt gehad wat regtig 'n seer Achilleshiel het en ek is soos, kan ek 'n foto van jou neem? Want dis die eerste keer in my lewe wat ek iemand ontmoet wat 'n fisiese seer Achilleshiel het en sy het gesê is reg. So daar was dit die eerste keer wat ek dit gehad het, waar ek standpunt ingeneem het en wat ek besef het, as ek nou hierdie standpunt gaan inneem, is daar 'n klein kansie dat hierdie persoon moontlik uit my lewe uit kan stap. En ek het besef, maar hierdie standpunt is vir my belangriker as wat 'n halfgebakte verhouding is. En toe ons hierdie gesprek het ek al klaar my kop gehad, so as hy gaan uitstap, ABC, dis wat gaan gebeur. En ja, hy het my standpunt, het hy acknowledge, en hy eer dit nou nog steeds. Want daar was die oomblik van holding it loosely, ek wou nie alles white knuckle nie. Dis daai oomblik van die oomblik as jy ophou soek na iets, dan kry jy dit. Dis die oomblik wat jy vir die Here sê, Here, soos my Achilleshiel is regtig, ek wil regtig 'n verhouding hê, 'n romantiese verhouding, maar ek het al vir die Here gesê, Here, as dit nie in U wil is nie, is dit ook okay, want ek weet jy het beter dinge vir my beplan. En dit was op daai oomblik wat die verhouding gemanifesteer het. Om iets te white knuckle, gaan jy alles verloor. Jy gaan die vrede verloor en jy gaan waarskynlik die rykdom verloor. Om iets te surrender, kry jy alles. En dis wat hier gebeur het. Esau het vir hom vrede gegee, en omdat hy bereid was om sy rykdom te sacrifice vir hierdie vrede, het Esau gesê, hou dit. Ek gee vir jou vrede en rykdom. Want die oomblik wanneer jy iets white knuckle, beheer jy die God, soos 'n genie in the bottle. Soos, Here, ek gaan jou vryf, totdat jy uitkom, en as jy uitkom, moet jy dit vir my gee. En God wil nie saamspeel nie. Dis nie wie God is nie, dis ook nie wie ons is nie. As iemand net in 'n verhouding is met ons oor die voordele wat hulle kan kry, soos 'n trophy wife, of soos 'n vrou wat 'n man trou net vir sy welvaart, jy gaan alles verloor. Daai vrou gaan op die einde van die dag nie mooi genoeg wees vir jou nie, of sy gaan so insecure voel, dat sy gaan nie vir jou joy bring nie. Mag jy leer to hold things loosely, want is dan wanneer dit manifesteer. Ek het vir 'n jaar lank planne gemaak en bebid om Babylon Toren toe te gaan verlede jaar. En eventually het ek gedink, ek dalk sit nie in die Here se wil nie, en ek het 2 Babylon Torens opgehaat om my te herinner om te bid, padkaarte daarvan. Hierdie jaar was ek byna 2 keer by dit, ons het verby dit gery, maar ek was 1 keer al daar, want ek het dit opgegee. So die aangesig storie, Genesis 33 vers 10.
Toe antwoord Jakob, ag nee, as ek nou guns in die oë gevind het, neem dan my geskenk uit my hand aan, want juist daarom het ek die aangesig te sien gekry, soos die mens die aangesig van God sien, en u het 'n behaag in my gehad. So die aangesig van God, dit is in die hoëpriesterlike seën ook, may the Lord bless you, and may the Lord's face shine upon you, and give you peace. Om God se aangesig, om enige iemand se aangesig te hê, nee. Gisteroggend het ek met my kollega gaan praat, en sy het gesit en tik op die rekenaar, en ek het wel gesê, ek het 'n probleem, en sy het opgehou tik, en na my gedraai, en al haar aandag op my gegee. Dis waarna ons op soek is daagliks. God sê vir Moses, hierdie is so 'n heilige oomblik, trek jou skoene uit, tree anders op, gee vir my aandag. Wanneer iemand se aangesig na jou gedraai is, wanneer hulle vir jou kyk, gee hulle vir jou aandag en hulle luister vir jou. Hulle is single-mindedly focused on you. En dis waarna ons daagliks op soek is. Wanneer iemand hulle rug op ons draai, beteken dit hulle loop weg. Hulle gee nie vir ons aandag nie. Dis my gebed, mag jy daagliks God se aangesig voel op jou. Dit was my Niala oomblik, toe ek op my donkerste was en ek stap uit en daar's 'n Niala in my tuin, toe weet ek God se aangesig is na my toe gedraai. En die oomblik wanneer God se aangesig op jou gedraai is, sal almal anders se aangesigte na jou gedraai wees. Ek was 'n paar weke terug by Mbombela stadion in Nelspruit en die hele stadion se aangesigte was gefokus op daardie een speler met die bal. En ons het hom aangecheer. En ons cheerleading het gemaak dat hy nog vinniger hardloop. Dit is wat dit beteken wanneer iemand hulle aangesig na jou toe draai. En as jy eers God se aangesig het, as jy eers God se aandag het, gaan alles anders in alignment kom. Mense gaan jou soos 'n prioriteit laat voel. Mense gaan nie jou versoeke dismiss nie. As jy voel niemand behanteer jou met respek nie, gaan terug na jou verhouding toe met God. En sê, Here, wat is daar in my lewe wat maak dat u aangesig weggedraai is aan my af? Inner cleansing, dis waar inner cleansing aankom. So mag jy daagliks ondervind dat God se aangesig is op jou gedraai. Want dis alwaar ons op soek is. Dis God se aandag. As God jou liefdesdenkie volgemaak het, het jy soveel jy kan uitdeel. Ongeag van hoe ander mense jou hanteer. En dalk breek ek nou vir myself. Nog een van die aangesig wat Jakob hier vir hom sê, hy sê vir hom, want juist daarom het ek die aangesig te sien gekry, soos 'n mens die aangesig van God sien. Nou as jy 'n paar versies hoofstukke teruggaan, Genesis 32 vers 30. Toe noem Jakob die plek Peniel, want hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig. So, Jakob was in die teenwoordigheid van God die vorige dag, die vorige aand, die vorige week, wanneer ook al, en hy het gevoel, hoe voel dit in God se teenwoordigheid? Hoe voel dit? Dit is een van my gunsteling liedjies, die wildste oomblik, want ek weet hoe voel dit, ek weet hoe voel hemel op aarde, want ek spandeer genoeg tyd in God se teenwoordigheid, om te sê, yes Lord, it's good to be here. En dan sal ek uitgaan in die wêreld en tyd saam met my vriendinne spandeer of op die mees randomste oomblikke. Ek was gister in die Maplotter Spar hier en ek het soveel divinely moments gehad in daai klein sparretjie dat ek het sommer vergeet om foto's te neem daarvan. Want dit was, ek weet hoe voel God se teenwoordigheid.
Daar kom oomblikke in jou lewe, wanneer jy so intieme verhouding het met God, wanneer jou vriendin iets doen, dan weet jy, dit is die God binne in haar, wat nou tevoorskyn kom, wat jy vir sê, ek sien die Heilige Gees in jou. Ek ervaar die Heilige Gees nou in jou. Want jy weet hoe voel die Heilige Gees. Jy weet hoe voel dit. En dis wat Jakob hier gesê het. Jakob het gesê, dit wat jy nou hier doen is godly. Want hy was self in Peniel. Jy gaan hoogs onwaarskynlik Peniel kry in 'n kerk. Ek is jammer om dit te sê, nie dat ek kerkbashing doen nie. Jy kry Peniel op jou eie. Wanneer jy tyd maak vir God, wanneer hy jou kom aanraak, wanneer hy jou liefdesdenkie so vol maak, en jy voel iemand anders gee dit ook vir jou aan, dan sê jy, dit wat jy nou doen is godly. En dis wat Jakob hier acknowledge het in Esau. Hy het gesê, dit wat jy nou doen is godly, Esau. En dis my grootste gebed vir elke luisteraar, waar ook al jy luister, of dit is op die Genesis, die WhatsApp boodskapies wat ek uitstuur, of dit is op die podcast kanaal, en of dit is op YouTube, en of dit is op my groot droom, om hierdie te verkoop eendag. Mag jy daagliks so vol wees van God, soos Jakob, sodat wanneer iemand anders in hulle gebrokenheid iets doen, laat jy nog steeds die godliness daarin kan sien. Vir 'n paar weke was ek liggies verveeld gewees met my vriendekring, en op 'n stadium het ek 'n kopskuif gemaak om te sê, Here, leer my om die goddelikheid in hulle te sien. En daai middag het ek gaan kuier, en ons is 4 vrouens, en die een is regtig vir die meeste gebroken van almal. En ek het vir God en haar gesien, hoe sy stories vertel het, en hoe sy aandag op my gegee het. En ek was soos, yes Lord. Ek het nou onlangs, het ek op my TikTok video's, het ek TikToks gemaak oor die swart renoster wat 'n tambotieboom kan eet. En tambotibome is giftig vir ons almal, en ek het besef, ons is die swart renoster wat gif kan eet, en dit kan ons voeding wees. Want ek spandeer genoeg tyd in God se teenwoordigheid, sodat hy my kan vul, sodat ek die tambotibome kan geniet rondom my. Nou, hierdie is een van my favorite gebeure, by verre. Nog steeds, Genesis 33 vers 10. En u het 'n behaag in my gehad. Jakob sê vir Esau, sy grootste vyand op daardie stadium, jy like my, jy geniet my. Nou eers van alles, hy kon dit net doen omdat hy soveel tyd in God se teenwoordigheid spandeer het, Jakob. God kan maak dat ons grootste vyande onsselfs geniet. My gebed vir jou is, mag almal rondom jou geniet. Ek wil hê mense moet my geniet soos dat hulle 'n film geniet. Soos dat hulle 'n glasie wyn geniet. Ek wil hê God moet my so aangenaam maak vir almal rondom my. Soos 'n glas wyn, soos die lekker goed winkel in Colonnade, ek vergeet die hele tyd sy naam. Kom ons gaan Google dit gou, dalk is daar een in jou omgewing. Oepsa, lyk my een in Colonnade is toe, maar die een is Tasco Sweets. T-A-S-K-O, Tasco Sweets. Julle en ek het nie eers 'n soetant nie, maar in daardie lekker goed winkel, dis mooi. Jy voel soos Alice in Wonderland daarin. Of, ek was 'n paar jaar terug in Disney World. Ek wil hê, mense moet my geniet soos wat ek Disney World geniet het. Of, die hop aan, hop af, rooi busse. Ek het dit 'n paar weke terug gedoen in Kaapstad. En ek het dit uitermate geniet. Ek wil hê, mense moet my so geniet. Want wanneer mense jou geniet, is jy nie meer 'n to-do lysie nie. Jy's nie meer 'n plig nie. Hulle laat jou nie net voel soos, eintlik moet ek nou net met jou tyd spandeer nie. Jy's nou net 'n obligation, jy's nou net 'n verpligting. Dit is die krappieste gevoel in die wêreld.
Wees dan eerder 'n boelie met my, want dan kan ek jou anders hanteer, as wat jy my liefde soos plig laat voel. Of wanneer mense jou nie geniet nie, probeer hulle jou die hele tyd te verander. Nadia, jy moet dit, Nadia, wil jy nie dit nie. Hulle gee vir jou unsolicited advice. Dis crappy. Ek wil hê mense moet my geniet. En dis wat Jakob daar acknowledge het, om te sê, Esau, jy geniet my. En hoe lekker is hierdie oomblik, dis soos 'n goddelike oomblik. Dis hoe ek hierdie jaar begin het. Ons het heeltemal te veel geparty, ons het gedink Kersfees is nuwe jaar, so ons het groot gegaan. So toe op nuwe jaar, op ou jaar, het ons ek dink ons was 6 mense, hierdie impromptu, so beplande klein braaitjie, maar dit was actually the best of the best braaitjie. Maar gewoonlik het ons groot parties en almal gaan slaap in die middag en dan gaan ons groot, maar op daardie stadium van die jaar het ons al soveel groot parties gehad. Ek dink ek het 5 Kersfees parties gehad verlede jaar. So toe die 31 Desember arriveer, toe ek sal baie gemaklik wees om dit slaap in te doen. En dit het nie gebeur nie. En daar was die oomblik waar ek met een van my beste vriendinne het daar gesit. En dis sommer gebed vir haar, want ek weet sy tans nie op 'n lekker plek nie. En ek het die storie vertel en sy het so vir my gekyk met daai emoji met die sterretjies in jou oë. Ek het dit al ervaar vir mense en hoe mense na my kyk. En sy het daar gesit soos met daai emoji. En ek het vir gesê, "Kai, wat kyk jy so vir my?" Sy sê vir my, "Sissie, ek geniet jou." En dit was een van die grootste komplimente wat ek in 'n lang tyd gekry het. Wanneer mense jou net geniet. Wanneer mense jou op gratis vakansies vat, dit het al baie in my lewe met my gebeur. En as ek soos, dude, ek kan nie nou saam gaan nie, ek het nie nou geld nie, en dan sal die persoon sê, ek wil net vir jou saam hê, ek betaal vir alles. En dan geniet hulle my. Want hulle verwag niks van my nie. Dis my gebed vir jou. Mag jy mense kry wat jou geniet. Ek is 'n mondhygiënis en ek kry al mense wat na my toe kom. Daar was gister weer een daar's niks fout aan haar mond nie. En sy wou net al klaagliedere by my gesing het. En ek het vir daardie genadespasie gegee. Ek love hierdie stukkie. So ek glo dit gaan ook vir jou life coaching advies wees wat moontlik jou lewe kan verander. Genesis 33 vers 11. Neem tog my begroetingsgeskenk wat u aangebied is, want God het my genade bewys en ek het volop. En hy het hom aangehou sodat hy dit aangeneem het. Sy sê vir hom, vat nou net hierdie geskenk, ek het volop, want God het my volgemaak. Dis hoe ons moet gee. Ek het gister weer daaraan gedink van die Here het 'n blymoedige gewer lief. Wanneer jy vir iemand iets gee net uit force uit, gaan hulle dit aanvoel en dit gaan nie vir hulle lekker wees nie, maar wanneer dit aangegee word uit spontaniteit uit, dis dan wanneer dit lekker is. Wanneer iemand vir jou, ek het verlede jaar se verjaarsgeskenk gekry, dit was 'n re-gifted gift, en die persoon het verwag ek moet baie dankbaar wees, en ek is so fake. Jy gee net vir my iets net om vir my iets te gee, dit gaan nee, ek wil nie vir jou dan dankie sê nie. Ons voel dit aan, of wanneer jy te veel opofferings maak vir iemand anders, en dit begin 'n wig tussen julle te veroorsaak. Soos ek genoem het, as ek voel die hele tyd my kerel gee nie vir my genoeg aandag nie, maar aan die ander kant, weet ek ook dis omdat ek groot opofferings vir hom gemaak het, so wat ek nou hierdie week doen, hierdie is 'n Nadia week, ek beplan 'n party, ek beplan dit, hy wou dan gekuier het, en ek is soos, nee, ek wil eerder by daai mense gaan kuier, want ek het onrealistiese vereistes vir hom gehad, omdat ek het 'n groot opofferings van hom gemaak, en hy het nie besef nie. So, dit is wat gebeur, wanneer jy vir iemand iets gee, maar eintlik wil jy dit nie vir hulle gee nie. Maar Jakob sê nee, vat my geskenk, want ek het baie.
Dis hoe Maslow sy hiërargie werk. Maslow was die wetenskaplike en hy het gesê, as jy heel onder satisfied is, as jy kos en 'n slaapplek het, eers dan gaan jy begin worry oor veiligheid. En as jy veilig voel op alle vlakke, eers dan gaan jy begin worry oor liefde en aanvaarding. En as jou liefde en aanvaarding goed genoeg is, eers dan gaan jy begin worry om in jouself te werk. En eers as jy voel, jy het jouself goed genoeg geshape, gepolish, eers dan gaan jy begin worry om 'n legacy uit te los, om ietsiekie uit te deel. En dis wat my verstand te bowe gaan, want baie kere sal ek vir vrouens coach, dan sal hulle bitch and moan, ekskuus my Engels, en my lelike woord, kraswoord, oor hulle kinders wat nie presteer nie. Dan sê ek vir hulle, weet jou kind dat jy gaan lief bly vir hulle, al presteer hulle nie. Weet jou kind dat jy gaan lief bly vir hulle, al speel hulle in die F netbalspan, as hy soos, ja, ek seker van, ek soos nee, weet sy dit? Dan gaan hulle terug en dan sê hulle vir die dogtertjie of vir die seentjie of vir wie ook al, Sissa, mamma bly lief vir jou. Al speel jy F netbalspan, al dryp jy al jou vakke. Ek wil net hê jou lewe moet makliker wees, dis hoekom ek jou so dryf. En dan begin haar kind te presteer. Want dan voel die kind veilig genoeg in haar verhouding met haar ouer. So sy voel sy hoef nie te perform soos 'n sirkusdonkie nie. En sy voel sy's geliefd. En dan begin sy te perform en dan's al haar tentjies vol. Sy weet haar basiese behoeftes sal nog steeds voorsien word, al dryp sy al haar vakke. En soveel kere druk ons onsself, want liewe legacy is wanneer jy uitdeel verander. En dan probeer ons uit te deel, maar ons voel self nie genoeg nie. Of ons voel self ons het issues, so wat gesaamwins kan ons wees? En dis wat Jakob hier sê. Jakob sê, ek wil vir jou uitdeel, want ek het genoeg. Al my boksies is getik. Want dan gee jy daai geskenk sonder om iets terug te verwag. Dan gee jy daai aandag sonder om iets terug te verwag. So hierdie was 'n gebed wat ek vir baie lank gebid het, en toe het die Here dit beantwoord. Ek het gewonder, Here, is daar vlakke waarop 'n mens geestelik opereer? Ek glo nie dat die een oomblik as jy nie gelowig nie, dan sê jy vinnig 'n gebedjie vir Jesus en dan is jy perfek nie, nê? Ja, jy gaan verseker hemel toe, want jy het vir Jesus aanvaar as jou verlosser, maar jy is nog steeds 'n babietjie. En ek is, ja, baie mense dink ek is 'n ekstrovert, maar eintlik is ek 'n introvert, en baie keer wonder ek of ek 'n linkerbrein of regterbrein, want ek weet, ek hou van wetenskaplike bewyse. En toe het ek afgekom op die spiral dynamics. Nou daardie het my lewe verander. Want die spiral dynamics is 'n verskeidenheid van kleure, en as jy wil, stuur vir my 'n privaat boodskap, en ek stuur vir jou die link na daardie podcast toe wat ek gemaak het. So jy begin heel onder op beige, en dan kan jy opklim tot en met turquoise. Ek dink daar's 8 of 9 verskillende kleure. En dit is hoe geestelik wakker jy is. So eers op die tweede wakkerste vlakkie wat geel is, sê hulle die onderskeid van geel mense ontmoet mense waar hulle is. Paulus skryf vir die Jode is ek 'n Jood, vir die Grieke is ek 'n Griek. En jy kan nie verwag dat iemand wat nog heel onder op daai skaal is, met jou ontmoet waar jy is nie. En dis wat hier gebeur. Esau sê vir hom, kom ons trek saam. En hy sê, nee, vers 13. Maar hy antwoord hom, my Heer, weet dat die kinders swak is, en dat ek lammeroeie en melkoeie by my het. As hulle mense hulle net een dag oorwys, dan sterf al die klein vee. So hy sê, weet jy wat, ek is geel, ek het hierdie ontmoeting met God gehad, so ek gaan vir elke persoon in my, ek gaan vir hulle bedien, waar hulle bedien moet word. Dis wat baie keer gebeur, is mense is nog heel onder op die
emosionele ontwikkelingsvlak of die geestelike ontwikkelingsvlak en hulle hanteer almal rondom hulle met dieselfde, hulle skeer almal om met dieselfde kam te skeer. Ek is die enigste dogter, regte dogter, daar's stiefkinders, maar okay, dis nie nou in die prentjie nie. En dan het ek 2 boeties. En my pa sal ons almal onder dieselfde kam skeer van hoe ryk is julle. En ek's 'n vrou. Ons het nie budgets nie, ons het doelwitte. Maar ek vergewe hom, want hy is nog geestelik baie onderontwikkel. Mag jy oomblikke soos hierdie, wanneer mense jou uitsonder, wanneer mense sê, ek sien dis wat jou behoeftes is, en ek gaan daarvoor kuiter, mag jy hulle dan raak sien as mense wat geestelik baie ontwikkeld is. Soos my vriendinne weet, ek hou nie van bestuur nie, so hulle sal vir my sê, ek sê kom optel, dan Uber ek jou, dan gaan doen ons dit, dan sê ek so, sharp. Lekker. Die geestelike ontwikkelings. Die wat tog nie daar is nie, wat verwag ek moet agter hulle aanry, ek sal dit doen met 'n smile, maar ek eer die mense wat ek sien, wat's my behoeftes en hulle kuiter daarvoor. En partykeer gaan mense deur 'n moeilike tyd en dan val hulle af van die skaal af, ek wil dit ook vir jou sê. En dan op 'n stadium dan pop hulle weer vinnig weer terug op hulle voorreg, of hulle gaan na 'n nuwe een toe.